Goeiedag almal en dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Dit is uiters belangrik dat jy nooit mag vergeet dat die Here aan jou kant is nie. Dieselfde God wat die Rooi See gekloof het en dieselfde God wat die mure van Jerigo vernietig het en in 'n jong herder oorwinning oor reus gegee het, is ook jou God vandag. Ons lees in die woord van die Here hoe hy gewerk het op maniere wat onmoontlik is om te verduidelik. En die waarheid is dat die oomblik wanneer jy die feit uit die oog verloor dat hy enige vyand kan verslaan, dan het jy eintlik klaar verloor. En dit is presies wat met die Israeliete gebeur het toe hulle geweier het om die beloofde land binne te gaan. Ons ken almal die verhaal van die 10 spioene wat teruggekom het met slegte verslag oor die land en sy inwoners, maar luister net wat het die Here gesê rakende hierdie land. Numeri 13 vers 1 en 2. En die Here het vir Moses gesê: stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Jy weet maar, ongeag hierdie belofte van die Here aan hulle, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, het 10 van die spioene teruggekom en 'n slegte verslag oor hulle sending versprei. En die Israeliete het onmiddellik in ongeloof en woede verval. Numeri 14 vers 1 tot 3. Toe het die kinders van Israel uitgeroep, hulle het hulle stem verhef en het die hele nag geween, kan jy dit glo? En die hele volk het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê: ag, as ons maar in Egipteland gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n byt word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En jy weet die waarheid van hierdie storie is dat alles inderdaad teen Israel was. Dit was 'n realiteit gewees. Ons lees daarvan Numeri 13 vers 28. Die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. En vers 31 sê: ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En so het hulle 'n slegte gerug onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het deur te sê: die land wat ons deurgetrek het om te verken is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, en so was ons ook in hulle oë. Maar weet jy wat? Ons moenie tevrede wees om net te lees en te hoor wat die Here in die verlede gedoen het nie. In plaas daarvan moet ons met selfvertroue vorentoe beweeg en sy krag en sy beloftes vertrou. En ons moet ook nie tevrede wees om maar te glo so wat die Israeliete geglo het, daai 10 verspieders, dat alles is te groot en dit is onoorkombaar en ons is onoorwonbaar nie. Moenie laat enige iets jou ontmoedig of ontstel nie, want ons moet weet, wanneer ons die Here se aangesig soek, dan sal hy ons help. Glo sy woord, glo sy beloftes en verwag om dit in vervulling te sien. Omhels sy hulp en ook sy bystand. Deuteronomium 3 vers 22. Julle moet vir hulle nie bang wees nie, want dit is die Here julle God wat vir julle stry. Jy weet, moenie sommer dit opgee en nederlaag aanvaar sonder om eers 'n poging aan te wend om die Here werklik te soek en op hom te vertrou nie, want dit is nooit te laat nie. Maar weet jy wat? Jy mis 100% van die kanse of geleenthede wat jy nie neem nie. Onthou altyd, ons het die Here aan ons kant. Daarom moet ons verwag om oorwinnings in ons lewens te sien, want hy het nie verander nie. En wanneer jy onverskrokke in geloof begin optree, sal jy verbaas staan oor wat hy saam met jou sal doen. Romeine 8 vers 31. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Gryp die Here vas in gebed. Gryp die Here vas met verwagting, want die beste lê nog vir jou voor.